Ek wil vra dat jy saam met my sal blaai na Eksodus, hoofstuk 14, baie bekende gedeelte, Eksodus, hoofstuk 14, en ons gaan daar saam lees uit 'n paar verse, of ons gaan na 'n paar verse verwys, so jy kan jou woord net oophou by Eksodus, hoofstuk 14. Kom ons sit net so, en dan gaan ons ook saam bid. Here, wat 'n voorreg om vanmôre in u teenwoordigheid te kan wees. Wat 'n voorreg om hierdie lied te kon sing en te sê, Here, kom en verander my. Here, dit wat nie vanmôre van u af is nie, verwyder dit, verteer dit weg met u heilige vuur en die Heilige Gees. Here, sodat dit wat u wil hê, die potensiaal wat u in my geplaas het, al meer en meer na vore sal kom, en dat die ou mens sal sterf, en Jesus alles in my sal wees. Meer van u, en minder van myself. Dankie Heilige Gees dat u met ons praat, dankie dat u die woord in ons lewens kom bekragtig, en dat u die woord in ons lewens kom bevestig. En ons eer u daarvoor, in Jesus wonderlike naam, en ons almal sê, Amen. Nou, ek weet nie van jou nie, maar het jy al in 'n plek in jou lewe gekom? Dalk is jy tans op so 'n plek in jou lewe, dalk was jy onlangs in so 'n plek, dalk gaan jy nog vorentoe in so 'n plek kom. Maar op 'n plek in jou lewe waar jy sekere dinge moet besluit, of waar jou lewe verskriklik de mekaar en verward is, en skielik is daar hierdie klomp stemme wat in jou lewe opkom en na vore kom, en jy weet nie watter stem is watter stem nie. Jy weet nie, is dit die Here wat nou met my praat? Is dit myself wat nou met my praat? Is dit die vyand wat nou met my praat? En daar's soveel stemme wat opgaan, en jy raak verward, en jy raak de mekaar, en jy weet nie watter kant toe nie. En ek wil vanmôre vir jou vra, watse stemme in jou lewe luister jy na? En watse stemme in jou lewe voed jy tans in jou lewe? Wat is die stemme wat waarde het in jou lewe? Nou hier in Eksodus 14 wil ek jou vinnig in die prentjie bring. Dis natuurlik die groot uittog uit Egipte uit, Moses wat die volk lei, en dan kom die Here en hy gee vir hulle opdrag en hy sê vir hulle dat hulle moet tent opslaan by Pi-hahiroth naby Migdol, en dis nou nie Migdol hier naby ons nie, dis die Migdol daar aan die ander kant, en die Here sê dat hulle moet tent opslaan tussen Migdol en die see, en dat hy gaan 'n wonderwerk veroorsaak en die see vir hulle oopmaak sodat hulle daardeur kan gaan. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as ek in daardie span Israeliete moes gewees het, Quartus, sou ek seker ook gedink het, right. Ek wil hierdie sien. Ek wil sien hoe gaan hierdie uitspeel. Dis maklik om vanmôre hier te sit en te dink, man, hulle moes net geglo het. Sou ek en jy dit geglo het? As die Here vanmôre by jou kom en sê, gaan Kaapstad toe, en dan begin jy daar by die hawe en die see loop, want as jy jou voet neersit, gaan ek die see oopkloof, en jy gaan droogvoet tot op Robben Eiland loop. Oom Essie, gaan jy dit doen? Ou gaan sukkel om dit te doen en dit te glo. En die Here kom tog hier en hy sê vir die volk, hy sê vir Moses, slaan tent op, dis wat ek gaan doen, en sien die wonderwerk wat ek vandag vir julle gaan bewerkstellig. Die volgende oomblik, wat gebeur is, die Here sorg dat die Egiptenare en die Farao met sy manskappe weer hulle harte verhard, en hulle sit weer die Israeliete agterna, en hulle agtervolg hulle tot by die see. Maar die wonderlike daarvan is, dat toe hulle by die see kom, het hierdie wolkkolom, die engel van die Here wat voor die volk was, wat voor hulle bedags uitgegaan het, het geskuif na agter die volk, tussen hulle en die Egiptenare. En die wonderliker nog ding daarvan is, dat by die Egiptenare was dit nag, maar by die Israeliete was dit helder dag. Want jy sien, waar God is daar lig. Waar die Here is daar lig. Psalm 27 sê, die Here is my lig en my redder. So daar waar God is altyd lig. Maar waar God nie is nie, is dit donker en is dit duister.
En hier staan hierdie Egiptenare, hierdie wolk is tussen hulle kan nie die Israeliete sien nie, die Israeliete kan hulle nie sien nie, maar ek kan jou waarborg, hulle kon mekaar definitief gehoor het. En ek wil my verbeel, daar het iets afgespeel soos hierdie klomp Egiptenare, wat vir hulle geskree het en gesê het, ons gaan julle kry, dis verby, julle is verdoem, dis verby met julle lewe, julle gaan dit nie maak nie, en hulle moes hierdie stem van die vyand in hulle lewe gehoor het, dit moes hulle bang gemaak het, dit moes hulle verward gemaak het, hulle moes met tye gedink het, Here, ons gaan dit nie maak nie, dis verby. My vraag vanmôre aan jou is, wat se stem in jou lewe voed jy? Want jy sien, die vyand kom ook vanmôre by my en jou. Nokkie en hy sê vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Hy kom by jou en sê, weet jy, dis hopeloos, dis verby. Niemand kan jou help nie. Jy gaan verloor, jy gaan verwoes word. Jy is niks werd nie. Jy is nie goed genoeg nie. En die vraag vanmôre is, gaan jy die vyand se stem glo? Gaan jy hom voed? Of gaan jy hoor wat sê God se stem? Maar dan is daar nog ander stemme ook. Dan is daar die stemme van mense om jou. Het jy al gehoor hoe mense om jou praat? Die sad ding is, partykeer is dit selfs broers en susters. Partykeer is dit selfs medegelowiges. En dis waar ek en jy baie keer verward raak, want weet jy wat, hierdie ou loop 'n pad met die Here. Ek sal nooit vergeet nie, ons was jare terug in Western Area, en 'n ou kom by John, en hy sê vir haar, weet jy wat, die Here wys my, jy gaan nog sing vir die Here. En sy het hom so gekyk, en sy het vir hom sê, weet jy wat, die Here het my nog niks gewys nie, hoor. Want van sing weet ek nou regtig nie. Mense kan goed sê in die naam van die Here, om te wil manipuleer, of om hulle self goed te laat lyk. Pas op daarvoor. Pas op vir enige ou wat na jou toe kom en sê, die Here sê vir my. Ek is baie versigtig. As ek voel en ek ervaar in my gees, dat die Here iets vir my sê vir 'n ander persoon, sal ek vir daai persoon sê, ek ervaar. Maar pas op vir iemand wat die Here se naam net wil misbruik, en sê, die Here sê vir my, want daai persoon wil jou baie keer manipuleer. En ek sê nie almal wat dit doen, is manipuleerders nie. Maar pas op vir stemme en mense se stemme om jou. Hoor wat gebeur in Eksodus 14 vers 11. Hulle het vir Moses gesê, dis nou die volk, is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê, om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars kan werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Kan jy dink waarmee staan Moses? Hy het die stem van die Here gehoor, hy het die opdrag van die Here gehoor, maar skielik kom die vyand en fluister goed in sy ore, hy hoor die vyand hier van agter af, wat vir hom sê, julle gaan dit nie maak nie, dan kom die volk, sy eie mense, vir wie hy sy lewe gee, waarvoor hy veg om hulle uit te lei, hierdie selfe volk kom, en sê vir hom, Moses, jy het ons bedrieg, jy het ons om die bos gelei, wat het jy aangevang? Enige mens sal vir 'n oomblik twyfel, en verward raak, en dink, wat nou? Maar hoor wat sê vers 13, ek wil hê jy moet dit saam met my lees, in Eksodus 14. Maar, en ek hou van 'n maar wat in die Bybel is, amen. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Amen. Moses het die stem van die Here geken. Moses het die stem van God erken. Hy het geweet watter stem in sy lewe om te voed. Hy het geweet watter stem in sy lewe waarde dra. Hy het geweet watter stem hy na moet luister en hy gehoorsaam moet wees. En daarom kon hy met geloof en sekerheid sê, hoor wat ek vandag vir julle sê, staan vas, God gaan ons red. Hoe kan ek weet is God wat met my praat?
Nommer 1, as ek verhouding met hom het en tyd met hom spandeer. Wat sê Psalm 23? Die Here is my herder. Hoe ken 'n skaap sy herder se stem? Want hy's die heel dag 24 uur uit 24 uur is die skaap in die herder se teenwoordigheid. Ek praat nou van in die ou dae, toe die herder nog heeltyd by die skape was. En daarom is daardie herder gepraat het. As die skaap die herder se stem net gehoor het, het hy geweet, daai is 'n bekende stem. Ek moet daai stem gehoorsaam. Ek moet daai stem volg. Want dis iemand wat vir my omgee en na my kyk. Jy sien, jy gaan net die herder, jy gaan net die Here se stem herken en ken as jy in 'n verhouding met hom staan en hom volg en in sy teenwoordigheid is. Amen. Dan gaan jy die Here se stem herken. Tweede ding wat ek vanmôre vir jou wil sê is, God se stem sal jou nooit ooit verward maak nie. God se stem gaan nooit verwarring bring nie. God se stem gaan nooit onsekerheid bring nie. Inteendeel, God se stem gaan vir jou vrede gee, rustigheid gee en kalmte gee in jou gemoed. God se stem gaan nooit teen sy woord gaan nie. Amen. God gaan nie iets sê wat lynreg is teenoor sy woord nie. God gaan nie in jou oor kom fluister, hey, sien jy daai besigheidstransaksie, hoorie, vul so 'n bietjie 'n paar ekstra nulle in, of hoorie, maak bietjie so, of haal bietjie daai klousule uit nie. Want wat sê God se woord? Hy sê, wees eerlik, moenie steel nie, moenie vals getuienis aflê nie. Die gees van die Here, die stem van God, sal nooit teen die woord van die Here gaan nie. God se stem sal inteendeel sy woord bevestig en sy woord versterk in ons lewens. God se stem lei my uit daar waar ek moedeloos is, daar waar ek moeg is, daar waar ek depressief is, daar waar ek hopeloos is, lei God se stem my uit na waar ek moed kry, waar ek hoop kry, waar ek nuwe lewe kry, waar ek weet God het my ewig lief. God se stem gee vir my sekerheid en dit gee vir my liefde. Ek vra weer vanmôre vir jou, watter stem in jou lewe voed jy? Is dit die wêreld se stemme daar buite? Is dit sosiale media se stem? Wat jy op Facebook of Instagram of TikTok of wat ook al sien? Op die TV, op die radio hoor? Wie se stem gee jy waarde in jou lewe? Wie se stem gee jy houvas vanmôre in jou lewe? Ek weet nie van jou nie, maar ek wil die stem van God in my lewe hoor. En ek wil die stem van God gehoorsaam in my lewe. Ja, die Here gebruik mense. Hy gebruik mense en daarom gaan jy weet wanneer 'n persoon na jou toe kom en daai persoon het werklik by die Here gehoor en sê vir jou, gaan jou gees getuig met daai persoon, jy sal weet. En wat daai persoon sê, as dit die woord bevestig en as dit vrede in jou gemoed bring, dan weet jy mos, dis God wat praat. Amen. En ek wil jou aanmoedig vanmôre, wanneer God met jou praat en jou na iemand toe stuur, dat jy sal seker maak, jy het by die Here gehoor. Dat dit nie jou eie stem is, wat jy in iemand anders se lewe wil oordra nie. Maar God wil met my en jou praat vanmôre. Glo jy dit? Die Here praat nie net met die pastoor nie. Hy praat nie net met die dominee of die priester of met die paus nie. Die Here wil met elkeen van u wat vanmôre hier sit praat. Inteendeel, hy praat met jou. Maar ons hoor hom nie altyd nie. Ons erken nie altyd die stem van die Here nie. Ek wil vra, daar waar jy sit, jy jou oë vir 'n oomblik gaan sluit, terwyl Annelies vir ons saggies musiek daar agter gaan speel. Ek vra dat jy jou oë gaan sluit vir 'n oomblik. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, Here, ek het tot nou toe die verkeerde stemme in my lewe gevoed. Here, ek was onseker, daar was stemme in my lewe wat opgegaan het. Ek het my gesteer aan mense se stemme, ek het my gesteer aan die wêreld se stemme. Here, op hierdie stadium in my lewe steer ek my aan sosiale media se stem. In plaas van om te hoor, Here, wat u vir my sê.
Here, u woord is daar. U woord, u geskrewe woord is daar om met my te praat. U Heilige Gees is daar om die woord in my lewe te bevestig en te bekragtig. Here, help my meer sensitief vir u stem in my lewe te wees. Help my om nie my ore uit te leen aan ander dinge en ander mense en ander goed in die wêreld daar buite nie. Om te sê, Here, wat wil u vanmôre vir my sê? Dalk is jou lewe onstuimig waar jy sit. Dan ervaar ek in my gees hoe die Here vir jou vanmôre sê, my kind, ek is die prins van vrede. Ek is jou geregtigheid vanmôre. En ek kom spreek vanmôre oor jou vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dat my vrede, soos Filippense 4:6-7 sê, my ongekende vrede in jou hart sal heers vanmôre. Dat alle onstuimigheid en dat alle onsekerheid vanmôre sal verdwyn. Maar dat jy my stem sal hoor. Dalk sit jy vanmôre hier en jy voel, ek het niks of niemand in my lewe nie, ek het geen liefde in my lewe nie. Dan kom die Here deur sy Gees en sy stem en sê, my kind, ek het jou onvoorwaardelik lief. Ek het my lewe vir jou afgelê, sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. As jy is vanmôre, wil jy nie net jou hand opsteek en ek wil saam met jou bid daar waar jy is. Baie dankie. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Baie dankie. Ek kan weer stem vir jou hand laat sak. Ek wil vra tog julle wat julle hande opgesteek het, dat julle gaan staan. En ek wil saam met jou bid vanmôre. Dat jy as 'n oorgawe vanmôre sal sê, Here, ek gee myself opnuut aan U oor. Maak my geestesore vanmôre oop, sodat ek U sal hoor in my lewe. Ek wil hê jy wat sit, as jy nie staan vanmôre nie. As jy naby iemand is, lê net jou hand so op hulle. As jy nie naby iemand is nie, strek jou hand net so na hulle toe uit. Dalk praat die Gees van die Here met jou om na iemand toe te stap en net saam met hulle te bid vanmôre, net soos die Gees jou lei ook vanmôre. Maar kom ons wees sensitief vir die werking van die Heilige Gees. Ek gaan vra ons wat staan, kom ons strek ons hande uit na die Here vanmôre. Here, ons kom in die naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam, die reddende naam, die genesende naam, die verlossende naam. Kom ons vanmôre opnuut, Here, en ons wil onsself opnuut aan U kom oorgee. Ons wil onsself op die altaar kom lê. Ons wil vra, Here, vergewe ons dat ons ore uitleen aan die verkeerde stemme, aan ons eie stem, aan die wêreld se stem, aan die vyand se stem. En help ons vanmôre, Gees van God, om ons in te rig op die stem van die Heilige Gees. Help ons om ons in te rig op wat U vir ons wil sê, en dat ons gehoorsaam sal wees aan die stem, en sal doen wat U vir ons sê vanmôre, Here. Dankie dat U vanmôre vrede in 'n onstuimige gemoed bring. Dankie dat U sekerheid gee, daar waar die sekerheid vanmôre is. Dankie dat U bevestiging van liefde gee vanmôre. Dankie dat U antwoord gee, daar waar die antwoorde is vanmôre. En ons eer U daarvoor vanmôre in die kosbare naam van Jesus Christus ons koning. En almal sê, amen en amen. Ek wil jou regtig uitdaag vanmôre, om in hierdie week en weke en in jou pad met die Here uit te gaan, en regtig jou in te stel op die stem van die Here. Hoor as hy met jou praat. Hoe baie keer hoor ons getuienisse? Ek het nou die dag so mooi getuienis gehoor, wat ek gaan vra dat die persoon dit nog in die kerk ook bring. Van hoe die Here goed op jou hart lê, hoe die Here mense op jou hart lê, mense se name, en sê bel daai persoon, of kom by daai persoon uit. Dis God wat met jou praat, wees gehoorsaam. Stel jou in op wat die Gees van die Here vir jou sê, en jy gaan sien die hoogtes wat die Here jou gaan invat. Amen. Kom ons staan op en ons gaan hierdie diens afsluit vanmôre. Mag jy 'n geseënde week hê, mag jy die vrede, mag jy die liefde
en mag jy die teenwoordigheid van die Here ook geniet waar jy gaan. Kom ons staan op. Here, dankie vir die kosbare tyd wat ons vanmôre in u teenwoordigheid kon gehad het. Ek wil vra, Here, dat u aangesig oor elkeen van ons sal laat skyn waar ons beweeg. Dankie dat u vrede voor ons uitgaan. Dankie dat die bloed van Jesus Christus oor elkeen van ons gaan waar ons beweeg en dat die gemeenskap van die Heilige Gees met ons is, tot ons ook weer ontmoet. In die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die kosbare Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.